Goeienaand, dit is Loot Jooste. Groet jullie uit die koel Bloemfontein uit vanaand. Kom ons maak die oë toe, dan praat ons toe die Here. Almagtige Here God, baie dankie dat ons die wonderlike voorreg het, om weer om u woord te kan vergader. Dankie Here dat ons deur die Heilige Gees kan gelei word, dat ons net onsself dit hoef te doen nie, maar dat ons net ons hart moet oopmaak, dat ons kan hoor wat die Heilige Gees vir ons wil sê. Dankie dat ons die wonderlike voorreg het, om nog na u woord te kan luister, in ons eie taal. Dink aan soveel miljoene mense in hierdie wêreld, Here, wat nie eers 'n gedeelte van die Bybel in hulle eie taal het nie. Maak ons daarom opreg dankbaar vir die wonderlike voorreg wat ons het. En help ons ook, liewe Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees, om uit te gaan en die boodskap van redding, die evangelie van ons Here Jesus Christus, die goeie nuus, te gaan uitdra na 'n wêreld daar buite, wat u nie ken nie en soms nie wil ken nie. Seën ons dan, Here, rondom u woord in hierdie aanduur. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ons skriflesing vind ons vandag uit gedeeltes uit Matteus 28, uit Handelinge 1 vers 8 en ook verdere skrifgedeeltes uit Handelinge 2. Ek lees dit vir u as 'n geheel. Beginnende by Matteus 28, die groot opdrag. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg wat Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Hoewel party getwyfel het, Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Gaan dan na al die nasies, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld." Ons gaan nou voort met Handelinge 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was die disippels almal op een plek in Jerusalem bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele bovertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe: "Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal?" Hulle was almal verbaas en het die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra: "Wat kan dit tog beteken?" Maar party het gespot en gesê: "Hulle is dronk." Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy Petrus die mense toe: "Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat hier gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. Wat het Joël gesê? Ja, op my dienaars en dienaresse sal ek in daardie dae my Heilige Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. So sal dit dan wees. Elkeen wat die Here aanroep, sal gered word.
God het dit besluit en vooruit bepaal om Jesus aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom by die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om Jesus gevange te hou. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van God die Vader ontvang en is uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God. God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Nog met baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red uit hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltye en die gebede het hulle onderhou. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het almal met alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal met elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Tot sover ons skriflesing. Nou die Pinksterfees is 50 dae na die Paasfees gevier. Dit is ook die Oesfees of die fees van weke genoem. Jesus is met die Paasfees gekruisig en het volgens Handelinge 40 dae later na die hemel opgevaar. Die Heilige Gees is 50 dae na die kruisiging en 10 dae na sy hemelvaart oor die gelowiges uitgestort. Daar was baie Jode uit talle lande rondom die Middellandse See in Jerusalem byeen vir hierdie fees. Daarom is Petrus se boodskap gehoor deur mense van oor die hele antieke wêreld. Dit het daartoe gelei dat die eerste mense wat tot die Christendom bekeer is, oor die hele bekende wêreld versprei is. As ons op ons eie tyd gaan kyk na Handelinge 2 vers 7 tot 11, sal ons tot die besef kom dat die Christendom nie beperk is tot sekere rasse, groepe of landstreke nie. Christus bied aan almal verlossing en ras of volksverband het niks daarmee te doen nie. Die besoekers aan Jerusalem was verras toe hulle in hulle eie tale aangespreek word. Dit is te verstaane, maar hulle moes uitvind dat God op allerlei wonderlike maniere werk om te verseker dat die evangelie oorgedra word. Hy gebruik baie tale en roep talle mense daartoe om hom te volg. God praat ook vandag met jou, wat jou ras, taal of volksverbond ook al mag wees. Handelinge 2 vers 9 tot 11 bevat die lys van name van sommige van die lande van waar die Jode vir hierdie fees in Jerusalem gereis het. Hulle het nie meer in Jerusalem gewoon nie en was hulle dus die tale van die gebiede waar hulle gevestig is, magtig. Die Jode was as gevolg van vervolginge, ballingskappe, maar ook as gevolg van hulle eie ondernemingsgees oor die hele bekende wêreld versprei. Die Jode het gehou van besigheid doen. Die wat Petrus se boodskap geglo en aangeneem het, kon dus God se goeie nuus na hulle tuislande toe terugneem. Op die manier het God die wêreld voorberei vir die verkondiging van die evangelie.
Ons sien telkens in Handelinge dat die pad vir die verkondiging van die evangelie vir Paulus en die ander apostels oopgemaak is deur mense wat met Pinkster tot bekering gekom het, of deur die getuienisse van ander vroeëre Christene. Die gemeente in Rome is byvoorbeeld nie gestig deur Paulus of Petrus of enige van die ander apostels nie, maar waarskynlik deur Joodse gelowiges wat die evangelie aangeneem het en in Rome verkondig het, nog voordat Paulus of Petrus die Romeinse hoofstad besoek het. Uit die feit dat Handelinge 2 vers 14 vir ons sê, dat spesifiek Petrus op Pinksterdag die skare toegespreek het verrykende gevolge vir die redding van sondaars. Petrus was nie 'n baie standvaste leier tydens Jesus se bedieninge nie. Sy bravade was sy ondergang, en hy het selfs ontken dat hy Jesus ken. Christus het hom egter na sy verloning herstel. Hier sien ons dus 'n nuwe Petrus, 'n vreeslose, maar nederige man. Hy stel sy vertroue in die Heilige Gees en word daardeur 'n kragtige en dinamiese spreker. Het jy al ooit gevoel of jy so 'n groot fout gemaak het, dat God jou nooit weer sal kan vergewe of gebruik nie? God beloof om jou te vergewe en in sy koninkryk te gebruik, as jy jou sondes opreg voor hom bely, daarvan wegdraai en 'n skoon breek maak daarmee. Dit maak nie saak hoe groot die sondes was nie. Baie belangrik is nog 'n aspek wat ons uit hierdie toespraak van Petrus nie uit die oog moet verloor nie. Dit is die feit dat hy onder leiding van die Heilige Gees gespreek het. Ons kan slegs evangeliseer onder leiding van die kragtige werking van die Heilige Gees. En daarom moet ons daagliks, ek sê weer daagliks, die Heilige Gees smeek om aan ons te wys met wie ons die evangelie moet deel en wat ons moet sê. Met Pinkster het die Heilige Gees na die hele wêreld gekom, na mans, vrouens, seuns, dogters, jonk en oud, Jode en nie Jode. Verder bevestig Petrus in sy toespraak dat die mense grootste vyand die dood nie die gekruisigde Christus kon vashou nie. God het deur sy opwekking uit die dood van Jesus bevestig dat Jesus sy seun is, die Messias wat nie in die greep van die dood sou bly nie. As oorwinnaar oor die dood, sonde en Satan is hy opgewek. Later sou Paulus in Romeine 1 vers 4 hierdie fundamentele Christelike oortuiging as volg uitdruk. Ek haal vir u aan wat sê Paulus in Romeine 1 vers 4. Op grond van sy opstanding uit die dood, is hy Jesus deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God, wat met mag beklee is. Jesus Christus, ons Here. Tot sover die aanhaling. Die geloof dat Jesus uit die dood opgestaan het, was een van die belangrikste dryfvere vir die gelowiges om die evangelie oor die wêreld heen uit te dra, en is dit ook vandag nog so. Sonder die opstanding sou daar geen Christelike geloof gewees het nie. Ek sê weer, sonder die opstanding, die oorwinning oor die dood, die sonde en die Satan, sou daar geen Christelike geloof gewees het nie. 1 Korintiërs 15 vers 17. En as Christus nie opgewek is uit die dood nie, dan is julle geloof waardeloos en is julle nog vasgevang in julle sondes. Die mense was diep geraak deur Petrus se kragtige, geesvervulde boodskap. Daarom wou hulle weet wat hulle moes doen. Dit is ook die vraag wat ons in 2025 moet vra. Dit is verreweg nie genoeg om net berou oor jou sondes te hê nie. Ons moet God vra om ons sondes te vergewe. Jy moet van die sondes af wegdraai en permanent daarmee breek as jy verlossing wil ontvang. Jy moet breek met jou selfsugtige opstand teen God se wette en jou na Christus wend. Jy moet op Jesus Christus alleen staat maak vir vergifnis, genade, leiding en rigting in jou lewe op pad na die hemel. Ons kan nie onsself red nie. Goeie werke bring ons nie in die hemel nie. Net God kan dit doen uit genade, deur Jesus Christus se soenverdienste dood en deur sy opstanding uit die dood.
Nou so 3000 mense het daardie dag, die Pinksterdag, wat na Petrus en die ander apostels geluister het, tot bekering gekom. Dit was die eerste keer dat die evangelie boodskap aan mense oorgedra is. Nou hierdie nuwe gelowiges is by die getal van die ou gelowiges gevoeg. Die apostels het hulle saam met die ander gelowiges geleer en hulle was daarna deel van die bijeenkomste van die gelowiges, want die liewe Here het gesê, hulle moet geleer word in wat hy die apostels geleer het. En dit is so belangrik, dat wanneer ons vandag die evangelie met iemand deel, dan moet ons hulle ook leer van discipelskap. Dit is belangrik, dat nuwe Christene deel moet wees van gelowige gemeenskappe, sodat hulle binne groepsverband meer omtrent God se woord kan leer, kan bid en in die geloof kan groei. As jy so pas tot 'n persoonlike verhouding met Jesus gekom het, soek dan na ander gelowiges, sodat jy met hulle gemeenskap kan hê, saam met hulle kan bid, saam met hulle verder kan leer, en saam met hulle in die geloof kan groei. Gemeenskaplike maaltye is gehou, sodat die gelowiges kan saam eet, en in hierdie gesellige saam wees, ook met mekaar kon deel in die herinneringe van Jesus se lewe, sy prediking, sy sterwe en sy opstanding. Hierin het hulle Jesus se voorbeeld gevolg, wat self ook graag sy boodskap verkondig het by gemeenskaplike maaltye. Die Christene het alles wat hulle gehad het met mekaar gedeel, aangesien hulle van die standpunt uitgegaan het, dat hulle almal broers en susters in God se gesin was. Soos doende kon almal deel hê aan die seën van God. Christene, en veral Christene met wie dit materiaal goed gaan, is dikwels in die versoeking om hulle self af te sonder van ander, en net na hulle eie belange om te sien. Op hierdie manier is hulle die enigstes wat voordeel trek uit hulle voorspoed. Ons is egter almal deel van God se geestelike gesin. Daarom moet ons mekaar help, waar en wanneer ons kan. God se gesin is juis op sy sterkste, as die lede daarvan by mekaar staan en saamwerk. Nou daar word dikwels verkeerdelik aanvaar, dat die eerste Christene wat almal Jode was, die Joodse geloof verwerp het. Dit is verkeerd, aangesien hulle Jesus se opstanding en boodskap beskou het as die vervulling van alles wat hulle uit die Ou Testament geleer het. Aanvanklik het hulle dus nie afgesonder van die res van die Joodse gemeenskap nie. Hulle het nog steeds na die tempel en die sinagoges gegaan, om hulle meer omtrent God se woord te leer en daar te aanbid. Ons sal onthou dat Paulus op sy sendingreise altyd eers gegaan het na die sinagoges toe, dat hy die Jode daar gekry het, want daar het hulle die woord van God tot hulle beskikking gehad en kon hulle daaruit leer en kon hy vir hulle die aanknopingspunt kry tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Want daar was nog nie Nuwe Testament geskryf in daardie tyd nie. So hulle moes uit die Ou Testament, uit ondervinding en die openbaring van die Heilige Gees, moes hulle die mense leer omtrent Jesus se evangelie. Hulle geloof in Christus het egter tot ernstige wrywing met die ander Jode gelei, aangesien hulle nie wou aanvaar dat Jesus die Messias was nie. Daarom is die Christen Jode uiteindelik daartoe gedwing om in die geheim in privaat huise by mekaar te kom om te aanbid, van Jesus te leer en om die nagmaal te vier. Teen die einde van die 1ste eeu was talle Christene al verbied om die sinagoges te besoek. 'n Gesonde Christen gemeenskap sal ander mense na Christus toe trek. Die mense sal sien dat Christene is anders, kinders van God is anders, en dat hulle deur hulle optrede in die gemeenskap mense vir die Christen geloof sal nader trek. Maar dat help nie net ons stel 'n mooi voorbeeld nie en ons vertel nooit die goeie nuus nie. Ons moet nog altyd trek en vertel, gaan, trek, vertel. Dit is die volgorde wat ons moet doen. Ons moet uitgaan, ons moet mense na ons toe trek deur die werk van die Heilige Gees
en ons moet hulle vertel onder leiding van die Heilige Gees van redding deur Jesus alleen. Die gemeente van Jerusalem was baie ywerig vir God en het soveel onderlinge liefde uitgestraal dat dit as ware aansteeklik was. 'n Gesonde gemeente waarin daar opregte liefde is, sal altyd groei. Jy het ook die goddelike roeping om jou gemeente so aantreklik vir buitestanders te maak, dat dit mense na Christus toe sal aantrek. Ek sê weer, jy het ook die goddelike roeping om jou gemeente so aantreklik vir buitestanders te maak, dat dit altyd mense na Christus toe sal aantrek. Net soos Petrus en die res van die apostels gehoorsaam was aan die uitvoering van die groot opdrag, moet ek en jy gehoorsaam wees daaraan in die 21ste eeu, en dit nog steeds gaan uitvoer. God het dit nog nooit gekanseleer nie. Hy het nog nooit die engele aangestel om dit te doen nie. Nee, die opdrag wat aan die apostels gegee was 2000 jaar gelede, is ook vandag nog aan ons gegee, en ons moet dit nog net so in gehoorsaamheid gaan uitvoer, soos wat Petrus en die apostels op Pinksterdag gedoen het. Soos die 3000 mense wat op Pinksterdag tot bekering gekom het, kan jy ook nou jou lewe vir die Here gee. Indien jy vandag deur die werking van die Heilige Gees gelei word om die lewe aan God oor te gee, soos die 3000 op Pinksterdag, of net weer by hernuwing die lewe te wil toewy aan God, erken dat jy sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is, en dat jy Jesus nodig het as jou verlosser. Bely jou sondes en vra vergifnis daarvoor. Bely jou onvermoë om enigiets te kan doen om die Here se guns te verdien, geen goeie werke nie. Bely dat daar vir jou sonde slegs vergifnis is deur die kruisdood van die Here Jesus. Vra dan dat God die Vader jou sonde sal vergewe. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde. Draai weg van jou sondige lewenstyl. Maar baie belangrik, breek daarmee. Dit help nie. Ons bely ons sondes. Ons vra vergifnis daarvoor. Ons draai weg van ons verkeerde weë, maar ons breek nie daarmee nie. Môre gaan ons weer terug. Paulus sê so duidelik, ons kan nie die een dag aan die kant van God staan en die ander dag aan die kant van die duiwel staan nie. Hy sê ons kan nie leef soos ons wil nie. Ek sê weer, breek met jou sonde en jou sondige lewenswyse. Laat staan jou sondes, gewoontes ensovoorts wat strydig is met die wette, verordeninge en die wil van God. Spreuke 28 vers 13 sê vir ons wat ons moet doen, maar hy waarsku ons ook teen die feit dat ons nie wil breek met ons sondes nie. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde dan wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Die wat nie afsien daarvan nie, sal nie die genade ontvang nie. Jy moet permanent breek met jou sonde. Hoeveel mense kom tot bekering, maar hy breek nie met sy sonde nie. Hy aanvaar Jesus Christus as verlosser en saligmaker, maar hy wil nie met die ou mens breek nie. Daar vind nie wedergeboorte plaas nie. Dis net lippetaal. Dis nie totale oorgawe nie. Dis nie afsterwe van die ou mens en die opstaan uit die dode as 'n nuwe mens tot eer van God nie. En wat lewe tot uitbreiding van God se koninkryk op aarde nie. Ek sê weer, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê permanent daarmee breek, sal genade ontvang. Nooi Jesus in jou lewe in. Vra God om jou lewe te kom regeer en om beheer oor jou lewe oor te neem. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as kind van God en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dat jy nou aan God behoort. As jy nou 'n lewe aan die Here wil oorgee, deur permanent met die sonde in die lewe te breek, deur permanent met die sondige lewenswyse te breek,
en sodoende die ewige lewe van God as gratis geskenk wil ontvang deur geloof in Jesus Christus alleen, sal ek vir u voortgaan in 'n gebed. Sê hierdie gebed aan my agterna, hierdie gebed wat ek sal voortgaan, sê dit agterna, net as u waaragtig wil breek met u sonde en kind van God wil wees. Ja, wanneer u wil breek met sonde, gaan daar soms mense seer kry. U gaan dalk in 'n buiteegtelike verhouding betrokke wees. U gaan dalk uit die homoseksuele verhouding moet klim. Doen dit dus net as jy waaragtig wil breek met jou sonde en kind van God wil wees. Sê agter my aan. Almagtige God, ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het, met sy kruisdood, dat hy begrawe is en na 3 dae in die graf deur u bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is, as oorwinnaar oor die dood, sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde, bely dit vandag voor u en vra dat u elkeen van my sondes sal vergewe, dat hy my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my deur die werking van die Heilige Gees om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek en u te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed wat jy nou gebid het, die begeerte van jou hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan, in Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek, Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Gaan getuig nou oor wat God vir jou gedoen het. Wees gehoorsaam aan God se groot opdrag. Gaan saai die goeie saad van die evangelie van jou eie huiskringetjie af, tot daar waar jy in die wêreld rondbeweeg, sodat almal wat die ewige lewe moet ontvang, dit kan kry deur jou gehoorsaamheid aan God. Matteus 10 vers 32. Jesus sê, elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Om reg te glo oor die Here is baie belangrik, maar om reg te praat oor die Here is net so belangrik. Gaan lewe nou, 'n lewe van dankbaarheid teenoor God, en doen die goeie werke, nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om dankie te sê aan God vir jou redding en die gepaardgaande ewige lewe. Groei in jou geloof. Voordat 'n hoendereier uitbroei, is daar 'n kuiken binne in daardie eier. Daardie kuiken gaan egter dood gaan binne in daardie eier, as dit nie moeite doen om uit te kom nie. Die kuiken moet die dopstukken pik om uit te kom. Net so sal ons ook doodgaan in ons geloof, as ons nie uit hierdie kokon kan kom van wat ons mee begin het nie. Ons moet ook die wêreld stukken pik rondom ons, sodat ons kan groei in ons geloof. Nou net so begin 'n kind van God nuut lewe, soos daardie hoendertjie wat uit die eier uitkom, na sy wedergeboorte. Ons begin nuut te lewe, wanneer ons begin praat oor ons verhouding met die Here Jesus, en ook deur die volgende te doen. Baie belangrik, dat ons sal altyd onthou om die volgende te doen, of anders kan ons nie groei nie. Lees jou Bybel elke dag, beginnende by die Johannes Evangelie. Bid elke dag tot God. Aanbid gereeld in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig word. Meng met medegelowiges, sodat jy saam met hulle ook kan groei in jou geloof. Dit is wat die eerste gelowiges gedoen het, daar in Jerusalem. Hulle het met mekaar gemeng, hulle het by mekaar gekom, hulle het saam geëet, hulle het saam gebid, hulle het saam geleer, en so
het hulle in hulle geloof gegroei. Indien u nie breek met u sonde of sondige leefwyse nie, is u wedergeboorte, in die algemene spreektaal praat ons van bekering, 'n klug. En is daar geen verskil tussen u uiteinde en die van 'n heiden of 'n ongelowige nie. Die hel is verseker die voorland. Galasiërs 5 vers 17 en vers 21b. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees. Maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld, dit wil sê die hemel nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie julleself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, dit wil sê die hel, as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Tot sover ons aanhaling uit Galasiërs. Elke mens is self verantwoordelik om kind van God te word, onder leiding van die Heilige Gees. Dis jou keuse. Ons sluit af met 1 Johannes 5 vers 10 tot 12. Wie in die Seun van God glo, hou hier diep binne hom aan hierdie getuienis van God vas. Daaruit put hy baie motivering. Wie God egter nie glo nie, gee voor dat God 'n klomp leuns sou vertel. So 'n ongelowige weier so waar om die getuienis wat God self oor sy Seun gelewer het, ernstig op te neem. En dit is die inhoud van God se getuienis oor sy Seun Jesus die Christus. God het aan ons die ewige lewe gegee, en die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy Seun. Hy wat deel het aan die Seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die Seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Ek wil weer vir julle die inhoud van God se getuienis oor Jesus Christus gee. God se eie getuienis, onthou, God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. So wat God hier getuig, is die waarheid. God het aan ons die ewige lewe gegee, en die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy Seun. Hy wat deel het aan die Seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die Seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, U wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. U wat die hemel, die troon het en die aarde, die voetbank, sodat ons ook in hierdie aand hier by U kan kom sit en kan hoor wat U ook vir ons wil sê, deur te luister na die invluisteringe van die Heilige Gees. Dankie Here dat U vanaand ook vir ons gesê het dat ons die ewige lewe kan verkry, net deur 'n hegte verhouding met U Seun Jesus Christus te hê. As ons nie Jesus Christus in ons lewens het nie, het ons nie die ewige lewe nie, en sal ons die hemel nooit sien nie. En om Jesus Christus in ons lewens te hê, Here, moet ons breek met sonde. In ons harte is daar nie plek vir die Heilige Gees en vir die Satan nie. Ons as mens, U het vir ons elkeen verstand gegee. Ons as mens moet self kies. Ons maak ons eie keuse vir of teen Jesus. En ons moet die gevolge dra van ons keuse. Vir Jesus, die ewigheid saam met U. Teen Jesus, die ewigheid in die verdoemenis van God verlate.
daar waar die wurms nooit ophou vreet, en die vuur nooit ophou brand nie. Seën ons tot volgende week, Here, lei ons in U weë, en laat ons lewe tot eer en verheerliking van U naam. Bid dit alles in die naam van Jesus Christus, U enige gebore Seun, ons verlosser en saligmaker. Amen. Tot die volgende keer, totsiens.